Goeienaand, baie welkom by ons Goeie Nuus om 7 en dit is die 18de Maart. Ek hoop dat dit met almal goed gaan. Nou ons is besig met 'n reeks uit Ester en ons is vanaand dan by Ester 4 en ons gaan dit saam lees, maar kom ons bid net vir die Here se leiding. Dankie Hemelse Vader dat ons U woord het en dat U woord die waarheid is en dat dit 'n kompas op ons pad kan wees, want Here, in U lig sien ons die lig. En daarom ons gebed vir vanaand dat U deur U woord ons ook mag lei. U Gees, U leer ons ook dat ons U deur Gees en waarheid moet aanbid en daarom kan ons nie met U woord besig wees sonder U Gees nie. En dis ons gebed, o Vader, dat U op 'n besondere manier nou in ons mag werk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, lees gerus saam met my, wat sê Ester 4? Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rouklere aan by die poort ingaan nie. In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm en baie het rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Toe koning Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kon vertel, was sy baie ontsteld. Sy het vir hom klere gestuur om aan te trek in die plek van sy rouklere, maar hy wou dit nie vat nie. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om in die skatkis van die koning te lewer, as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes hom om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar oorgedra. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê: al die amptenare van die koning en die mense in die provinsie van die koning weet dat daar net een wet is vir enigiemand, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste hof gaan as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek, dan bly hy lewe. En dit is nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra, en hy het haar geantwoord: moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy nie koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met 'n oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Ester het toe van Mordegai laat weet: gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Nou daar is oomblikke in die geskiedenis wat 'n klomp dinge bymekaar op 'n punt saamkom. Nee, omstandighede en mense en magte en besluite en dit bots met mekaar op 'n manier wat die geskiedenis vir ewig verander. En soms lyk dit asof baie van die dinge eintlik maar toevallig gebeur nie, asof dit eintlik maar die gevolg is van bloot menslike planne of 'n politieke magspel. Maar wanneer ons deur die lens van die skrif na iets kyk, dan ontdek ons iets anders. Nee, dit is dat die Here is altyd besig aan die werk agter die skerms. En die boek Ester is een van die mooiste voorbeelde daarvan. Interessant genoeg, en dit het ons al 'n paar keer gesê, word die naam van die Here nêrens in die boek vermeld eksplisiet nie. Nee, sy hand is oral sigbaar, maar sy naam word nie genoem nie. Maar in die skuwe van mense, in die tydsberekening van gebeure, in die posisie van waarin mense hulle self bevind, sien ons dat niks werklik toevallig gebeur nie. Alles speel binne die raamwerk af van die Here se voorsienigheid. En die kern van hierdie waarheid kom eintlik na vore in Mordegai se woorde in hoofstuk 4 vers 14, as hy sê: wie weet, dis juist met 'n oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. En hierdie woorde is eintlik so 'n bietjie die hart van hierdie hoofstuk, en eintlik ook 'n diep waarheid vir ons as die Here se gelowiges.
Nou goed, Ester 4 vertel vir ons die volk is in ernstige krisis. Haman, die vorige hoofstuk vertel vir ons, 'n magtige amptenaar in die Persiese ryk, hy het 'n plan beraam om al die Jode in die ryk uit te wis. En deur manipulasie en leuns kry dan die koning so ver om 'n wet te onderteken wat die vernietiging van die volk van God beveel. So vir die Jode lyk dit asof dit nou die einde van 'n pad is. Maar Mordegai, Ester se neef, haar pleegvader, hy sit in rouklere by die paleis. En die hele volk vas en treur, en die situasie is hopeloos, nie behalwe vir een ding. Ester, 'n Jodin, is koningin. Maar selfs dit is nie so eenvoudig nie. Volgens die wet van die Persiese hof kan iemand nie sommer net by die koning instorm en met hom praat nie. Om dit te doen kan die doodstraf beteken, is natuurlik 'n wet wat ingebring is om die koning te beskerm teen sluipmoordenaars. En Ester sê, sy was al vir 30 dae nie deur die koning geroep nie. So om namens haar volk sommer net gaan intree, kan haar lewe kos. En dis presies in hierdie spanning dat hierdie bekende woorde van Mordegai na vore kom. Mordegai sê nie vir Ester sy moet dit doen nie. Hy sê, wie weet, is dalk juist met 'n oog op 'n tyd soos hierdie. So dis iets van 'n uitdrukking in sy geloof in die Here se voorsienigheid. Met ander woorde, Ester se koninginskap is nie net toevallig nie. Dis nie maar net 'n romantiese storie van 'n mooi meisie wat koningin word in die paleis nie. Daar's 'n groter plan agter dit alles. En as ons terugkyk op die verhaal tot nou toe, dan sien ons hoe baie dinge op die regte tyd gebeur het, nie die vorige koningin Vasti is afgesit, Ester word in die paleis ingebring, sy word koningin, Mordegai ontdek 'n komplot teen die koning, Haman word bevorder, en op hierdie stadium sou niemand geweet het hoe hierdie dinge saamwerk nie, maar dan sien ons hoe die Here besig is om stukke van legkaarte bymekaar te sit, en dis dikwels so hy werk, nie, ons sien net klein stukkies van 'n verhaal, maar die Here sien die hele legkaart. En in ons moderne wêreld is ons ook maar besig om baie dinge as iets van toevallig te beskou. Nie of ons praat van 'n toevallige ontmoeting of 'n toevalligheid of 'n gelukkigheid of 'n goeie of slegte geluk. Maar die Bybel leer iets anders. Die Bybel leer dat die Here regeer oor tyd, plek en omstandighede. As Paulus met die mense praat oor die baie gode, dan sê hy vir hulle in Handelinge 17 dat God het bepaal wanneer en waar mense moet woon. Met ander woorde, selfs my en jou geboorteplek, ons lewensomstandighede, dis nie toevallig nie. Dit beteken nie, dis alles net maklik verstaanbaar nie, ons weet nie altyd nie, want ons sien mos maar net die klein stukkies van die legkaart. En die Jode in Ester se tyd het ook nie verstaan hoekom hierdie hele ding van Haman nou gebeur nie. Maar die Here is aan die werk. En daarom wat Mordegai se woorde eintlik 'n groot verantwoordelikheid op Ester plaas. As God haar inderdaad met die oog op 'n tyd soos hierdie koningin gemaak het, dan kan sy nie neutraal bly nie. Hy sê vir haar, as jy nou swyg, sal daar dalk van 'n ander kant af redding vir die Jode kom. So daar's 'n belangrike waarheid nie, dat hy sê dat die Here sal plan sal voortgaan met of sonder ons. Die vraag is nie, gaan die Here sy plan uitvoer nie. Die vraag is of ons daarvan gaan deel wees. So Ester moet besluit, sy moet besluit, sy staan voor hierdie keuse, gaan sy haarself beskerm, of gaan sy haar lewe waag vir die Here se volk? En dis waarom haar antwoord eintlik so merkwaardig is, as sy sê, sy sal dit doen, en as ek moet omkom, dan moet ek omkom. Dis nie fatalisme nie, dis geloofsgehoorsaamheid. Ester kies om haarself in die Here se hande te plaas. So die verhaal van Ester herinner ons dat die Here mense op spesifieke tye, op spesifieke plekke plaas. En dit beteken dat ek en jy moenie dink dat my en jou lewe eintlik maar onbeduidend is nie. Nee, ons dink baie keer, dis net konings en politici of groot leiers wat 'n rol in die Here se plan speel. Maar die Bybel leer anders. Die Bybel leer baie keer na die Here sommige gewone mense gebruik. Dink net aan die klein dogtertjie wat verantwoordelik was vir Haman se genesing en sy bekering. Of Josef as 'n slaaf wat later onderkoning word. Of Dawid wat in die veld sy skape oppas. Of Daniel in Babylon, Ester in Persië. Nie een van hulle het hulle self in daardie posisies geplaas nie. God het hulle daar geplaas. En dieselfde geld vir ons. Dit is nie toevallig dat jy in hierdie era leef nie. Dit is nie toevallig dat jy in hierdie land gebore is nie. Dit is nie toevallig dat jy in hierdie gemeente of familie of gemeenskap is nie. Die Here plaas mense daar waar hy wil gebruik.
Ja, as ons die verhaal van Ester lees, dan is daar natuurlik 'n groter patroon in die Here se reddingsplan. En dit is dat die Here sy volk beskerm sodat die Messias gebore kan word. As Haman se plan suksesvol was, dan sou die volk vernietig gewees het, maar God bewaar sy volk en eeue later kom die vervulling van die belofte. Nee, Paulus sê in Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Let op die woorde, in die volheid van die tyd. Dit beteken presies die perfekte tyd wat God daarvoor bepaal het. Jesus se geboorte is nie toevallig nie. Dit het plaasgevind op die regte historiese oomblik, in die regte politieke omstandighede, op die regte geografiese plek. God het eeue lank geskiedenis gevorm om daardie oomblik van die geboorte van Christus moontlik te maak. Net soos Ester vir 'n spesifieke tyd daar geplaas is Christus se redding op presies die regte tyd gebring. So wanneer ons na die wêreld om ons kyk, voel dit baie keer asof alles sommer 'n bietjie buite beheer raak. En ons sien hier die spanning en ekonomiese onsekerheid en brandstofpryse en oliepryse wat in die lug inskiet en geweld en onrus en noem maar op. En baie mense vra, hoekom juist nou, vanuit Ester 4, bietjie 'n ander vraag. Het God nie vir my en vir jou juist hier geplaas met 'n oog op 'n tyd soos hierdie nie? Dat ons nie luk raak in die geskiedenis nie. En daar waar die Here ons nou plaas, kan ons lig wees. Nee, dis tog wat Jesus in Matteus 5 sê, laat julle 'n lig wees vir hierdie wêreld. Lig is juist nodig wanneer daar duisternis is. So die boodskap van Ester 4 is nie net 'n historiese verhaal nie. Dis eintlik persoonlik. Dat ek en jy dieselfde vraag moet hoor. Hoekom het die Here my hier geplaas, in hierdie plek, in hierdie familie, in hierdie gemeente, in hierdie werk, noem maar op, hierdie skool? Is dit dat die Here jou daar wil gebruik om iemand na hom toe te lei, of om 'n stem vir die waarheid te wees, of om hoop te bring vir mense wat moed verloor, of om geregtigheid te soek waar onreg heers? Ons weet nie altyd hoe die Here ons gaan gebruik nie. Ester het ook nie geweet hoe alles gaan uitwerk nie. Maar gehoorsaamheid begin met die bereidheid om te sê, Here, gebruik my. So Ester se verhaal herinner ons dat gehoorsaamheid ook moed vra. Nee, sy moes haar veiligheid prysgee, haar posisie waag, haar lewe in gevaar stel. Maar so gebruik die Here dikwels mense, juis wanneer dinge moeilik is. Die wêreld verander nie deur mense wat stil bly nie. God werk juis deur mense wat, soos Ester sê, as ek omkom, dan kom ek om. Nee, is iets van die moed van geloof. So Mordegai se woorde echo deur die eeue. Wie weet of jy nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie daar gekom het nie. Geld dieselfde nie, maar vir jou en vir my nie. In 'n tyd soos hierdie om lig te wees, om hoop te bring, om getrou te bly aan Christus. En soos Ester word ons ook uitgenooi om ons lewe in die Here se hande te plaas. En wanneer ons dit doen, ontdek ons hierdie wonderlike waarheid, en dit is dat my en jou lewe is nie toevallig nie. Ons leef juis nou, in en vir 'n tyd soos hierdie. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons weet, U is nie 'n God wat met ons mors nie, U is nie 'n God wat aspris is, of wat met ons speel nie. U het ons, elkeen hier, nou waar ons is, het U ons geplaas. Mag ons dan, Here, in die tyd en in die omstandighede waarin ons is, ons lig laat skyn en sout wees, die roeping wat U tot ons lê, mag ons daarin gehoorsaam wees. En wil U deur die Gees vir ons wys, Here, waar en wanneer en hoe U ons wil gebruik. Ons vra U dit om Christus ontwil. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het rondom Ester 4. Ek hoop jy het 'n baie mooi aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.